Here, as so groot groep mense so saam worship hier en op die video, dan dink ek by myself, hoe moet dit wees wanneer al die gelowiges van al die eeue eendag in die hemel gaan wees, almal saam, en u gaan worship en prys. Here, dit gaan harder wees en beter klink as wanneer die Springbokke wen op loftes. Here, dit gaan amazing wees. Dan gaan ons nie bang wees oor die geraas of wie lyk hoe nie. Here, want ons gaan almal perfekte, volmaakte, hemelse liggame hê, wat sonder pyn of sonder hartseer of sonder seer of sonder siekte is. En Here, daar gaan nie 'n son of 'n maan wees nie, want U is die bron van lig. Ons gaan nie honger word nie, en ons gaan nie dors word nie, en ons gaan nie moeg word nie, want ons liggame kan nie meer daardie goed ervaar nie. Ons kan slegs, Here, in U teenwoordigheid wees en U groot maak, en dankie, Here, ons sien uit daarna, maar vir nou, hierdie oomblik, hierdie tyd, leef ons, Here, in 'n wêreld met hartseer, en met pyn, en met siek, en met seer kry. Here, en vanoggend wil U by elke een van ons wat daai dinge ervaar, kom stil staan, en U wil by elke een van ons wat mense moet help, wat daai goed ervaar, al ervaar ons dit self ook, wil U kom stil staan en kom sê, ek is by jou. Maar in daai oomblikke het ek werk vir jou. Kom, Here, kom praat met ons, soos net U kan, Here. Ons bid dit tot eer van U naam. Amen. Baie dankie, julle kan sit. Ek wil weer eens sê, baie welkom aan almal uit die mediese professie uit, as jy vanoggend hier is. Soos ek sê, ons het verskriklik baie mense genooi, en ek het geweet, omtrent niemand gaan hier wees nie, want dis die realiteit van hulle wêreld. Maar baie dankie dat jy hier is, en so vanoggend op hierdie nasionale biddag vir gesondheidsdienste, het ek dit goed gedink om so 'n bietjie te praat oor 'n genesing in die Bybel. En in die week het ek hierdie ding uitgestuur, hierdie foto van mense wat glasies klink en sê gesondheid. En toe het ek vir jou gesê, raai waaroor gaan Sondag se diens? Nee, dit gaan nie oor alkoholisme nie. Wanneer ons drink, soms, dan doen ons allerlei huildronke in goeders of een of ander saak, of jy, hoe sê ons, wat's toast in Engels? Sê jy, nee, jy. Wat doen jy? Ek prost, wat ook al jy doen, nee, dan sê jy Nazdrovia of een of ander saak. Nou, party mense sê gesondheid. En ek weet nie of jy dit sê, want ek hoor blykbaar dat alkohol is nie goed vir jou nie, maar ek dink die jury is nog uit, maar ek dink net te veel is nie goed vir jou nie, maar nee, nie guys. Maar dit laat het my dink, wanneer mense so by mekaar is en drink op mekaar se gesondheid, en dit oor mekaar spreek, hoe 'n kosbare geskenk gesondheid is. En dat dit een van die goed is wat Jesus baie tyd aanspandeer het in sy tyd op aarde, oor mense wat seer is en hartseer is, want as jy seer is en jy is hartseer en jy voel nie lekker nie, dan is jy vulnerable en jy is cranky en jy is ongeskik en jy is lelik met mense en jy wil net hê iemand moet vir jou kombers bring, as vir jou kombers bring, dan is hy te grof, en as hy vir jou kussing bring, dan is hy nie genoeg, dan sê vir die suster, hy het nie genoeg, en dan moet sy uitfigure wat is, hy het nie genoeg nie, en dan skeel vir jou remote vir die bed, en dan kry jy hom nie reggestel nie, of jy vou jouself dubbel, of een of ander saak. Gesondheid is een van God se grootste geskenke, en selfs al sit jy hier, en jy sê vir my, luister, as ek opstaan, dan kraak my bene, in die naweek het ek gelag, toe sit 2 manne, wat so bietjie aan die ouer kant is op die kamp, en ek stap na hulle toe, ek sê vir hulle, waaroor praat julle? En ek dink, want ons is in die wild, dis iemand sal daar oor, dis die polisie hier langsaan, dalk, maar in elk geval, hierdie 2 mans sit in is die natuur, en daar's ope gewere, jy weet, almal het hulle gewere saamgebring, en dis, jy kan, en ek dacht, hulle praat oor die gewere, of oor die bakkies daar buite, en wie se modifikasies, of een of ander saak, ek sê, waaroor praat julle 2 manne? Nie, ons praat oor wie se tinnitus is die ergste. Toe sê ek, wat's tinnitus? Toe sê hulle, jy gaan agterkom as jy ouer is. Sê ek, baie dankie vir daai seën wat jy oor my uitspreek, dis blykbaar 'n geraas wat jy kry in jou ore. Mag die Here my keer, dat ek dit nie kry nie. En
want ek imagine jy het hierdie konstante geraas in jou ore. En selfs al het jy een of ander pyn of skeet wat jy permanent saam met jou dra, of as jy met vakansie gaan, dan vat jy jou eie apteek saam. Ek het al hoeveel keer gesê, en nog niemand kon dit vir my doen nie, maar ek wens, ek kon vir die dokters of vir iemand by die hospitaal vra, gee vir my 'n rekening vir alles wat met jou kan fout gaan. En al die operasies en al die goed wat gedoen moet word om dit reg te maak. Gee vir my daai rekening, ek wil hom nie betaal nie, gee net vir my die rekening, ek wil die totaal sien. Ek wil sien wat kos dit om alles reg te maak wat kan breek in jou lyf. En wat kan siek word in elke liewe operasie of prosedure. Ek dink nie daar's 'n mens op aarde wat daai rekening kan betaal nie, selfs ou Elon Musk gaan sukkel. Dit moet astronomies wees, en elke dag as jy opstaan, dan gee die Here nie Discovery nie Momentum nie MediHelp nie wie se wat se nie, die Here kom en hy gee vir jou hierdie onbeskryflike geskenk, en dan maak hy nog mense wat 'n liefde het om na bloed te kyk en jou bloed af te vee en jou bedpan weg te dra, en wie weet wat als, maak hy nog sulke mense dat as iets dalk so bietjie fout gaan met jou lyf, en klem op 'n bietjie, want daar's baie wat kan fout gaan, dan is hulle daar om jou te help, en te rek, en te strek, en te vou, en te buig in rigtings wat jy nie gedink het jou liggaam gebuig kan word nie, jou in te spuit met vitamine B inspuitings, wat jy nie geweet het, daar's iets op aarde wat so brand soos dit nie, en so aan, en die Here maak hierdie mense, en hy maak ons wat hulle nodig het, en die Here gee vir ons hierdie gesondheid. So vanoggend wil ek daaroor chat, en een van die stories wat ons lees oor Jesus en een van die siek mense wat hy sy paaie wat op sy pad gekruis het in sy lewe, was die verlamde man en sy vriende. Nou, as jy nie bekend is met die verhaal nie, een van die kere wat Jesus by mekaar was hy in 'n huis gewees, en hy het met mense gepraat, en die huis was vol mense, en buitekant was die strate was vol mense, daar was nie plek om te beweeg nie. Maar in plaas van dat ek jou vertel, kom ek wys jou. Mag die Here gee die tegnologie werk, want ons doen nie hierdie gewoonlik nie. Ek het gedink ons wil special wees vir julle vandag, ons besoekers. So kom ons hoop dit werk. En in plaas van dat ek dit vir jou lees, gaan ek dit vir jou wys uit The Chosen. En kom ons hoop die klank werk, baie dankie. En kom ons doen dit saam, en as jy die video volg, ons kan nie dit op die video sit nie, want dit het kopiereg op. Die Bybelteks kan jy gaan lees, of jy kan dit gaan kyk op YouTube. Die klip is die Engels vir die verlamde man, nee? Op YouTube, wat ook al dit, The Paralytic Man, The Chosen. So vanoggend wil die Here jou hierdie vraag vra. Wie is ek en jy in hierdie storie? Want sien, in hierdie storie is daar baie karakters. Daar's 'n skare wat net kyk en die maand, en sê, maak hom gesond, en partykeer dan's ek en jy by die Here so, of by die dokter so. Wie ook al jy lief het, wie ook al jy voor omgee, wat jy by die hospitaal gaan aflaai het, of wat jy na die dokterspreekkamer toe gevat het, of partykeer is dit jouself wat jy so toe gevat het, jy wil sê, maak gesond, jy is die een wat op die tafel slaan en sê, nou, want ek weet jy kan, jy daarvoor geswat, of jy gaan bid by die Here en jy sê, Here, maar ek weet, U is die God wat almal genees en wat alles kan doen, maak my gesond, is jy daai persoon. En dan kom die Here en dan maak hy party mense gesond en ander mense nie, of jou dokter kom en hulle kan party mense help, maar ander mense kan hulle nie help nie. Party mense kan hulle gesond maak en ander mense kan hulle nie gesond maak nie, en party mense gee jou inspuiting en voel dit seerder as wat die pyn wat jy gehad het voordat jy daar gekom het. En dan eventueel is dit beter voel, dan jy vergeet jy was lelik met die nurse wat jou gespuit het, maar sy het jou seer gemaak sodat jy jou kan beter maak, en so aan. Is jy daai persoon wat sê, ek demand, ek wil beter wees, ek wil onmiddellik beter voel, doen iets, en dan verwag jy wonderwerke. Vir jou kom die Here en hy sê, wat hy sê, oor en oor in die Bybel, onder andere in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal jy swaar kry beleef. Almal word siek. Die een waarborg wat jy het by jou geboorte, is dat jy gaan doodgaan. Net omdat ek en jy God volg en God liefhet en God aanbid, beteken dit nie jy's immuun van motorongelukke of kanker
of 'n hartaanval nie. Soms gaan die Here jou in daai goed red en soms gaan daai goed jou lewe neem. In die afgelope week was daar daai ongeluk gewees, daar by Messina, 42 mense dood. Last count wat ek gehoor het, dalk meer nou. Miskien is jy daai persoon wat sê, I demand, en dan kom die Here en dan sê hy vir jou, maar jy's nie gemaak vir hierdie wêreld nie. Jy's geleen vir hierdie wêreld, jy leef in hom, jy doen jou beste elke dag, jy probeer leef vir God, jy probeer leef vir die mense wat jy liefhet, maar eendag, as jy God ken, gaan hy jou hemel toe vat, en hy kies nie dat jy doodgaan aan hierdie goed nie, hy kies, as God kon, hy die paradys gemaak wat perfect was, en wat ons as mense met sonde opgemors het, en die Here kom en hy sê, as ek kon kies, het ons almal van natuurlike oorsake in ons slaap dood gegaan, inteendeel, jy sou nie dood gegaan het nie, jy sou net in die paradys aanhou leef het, maar dit is nie so nie, ons leef nou in 'n wêreld met sonde en hartseer en siekte en seer kry, en bad things happen to all people, nie bad things happen to good people nie, maar die Here beskerm jou teen meer as wat jy weet, of miskien is jy daai persoon wat verlam is, en toe ek hierdie video kyk, toe besef ek, maar dis medies onmoontlik, buite in die feit dat die ou, as Jesus hom gesond maak, en vir hom sê, staan op en loop, en hy was hy was lam, van geboorte af, dan beteken dit die spiere aan sy bene is onderontwikkel, hy het fisio nodig, en rehab nodig, en wie weet wat, als voordat hy 'n tee kan gee, 'n tree kan gee. Ek het nog te min koffie gehad volgende, dink ek. In elk geval. Maar dis die amazing ding van die Here. En miskien is jy daai verlamde man, en jy voel, maar daar's hierdie ding wat my pla van my geboorte af, of hierdie ding wat ek mee saam met my dra, Here asseblief genees, en dan voel jy soos die man by die bad van Bethesda, waar daar hope mense lê wat wat wil gesond word, en die Here kom en hy kies een, en hy maak hom gesond, en hy draai hom en hy loop verder. En dan dink jy, maar Here, hoekom maak U jou langs my gesond, maar nie vir my nie? En dan herinner het my dan daai gebed wat Paulus gebid het, en ons weet nie wat was fout met hom nie, maar hy praat van, jy het 'n doring in jou vlees, en is nogal weer terug, die afgelope week het ons nie water gehad by die huis nie, en ek gaan kyk toe, is dit nie die kraan by die straat, wat een of ander simpel kind, want ek het dit gedoen toe ek 'n kind was, sit mense se krag af, of draai hulle water toe, net om te kyk wat gebeur, en ek gaan kyk toe by die straat, is my kraan, by die straat het 'n kind dit nie net toegedraai nie, en ek druk toe 'n doring in my vinger in, ek gaan nie vir julle sê wat se woorde ek gebruik nie, dit is nie in 'n woordeboek nie, en dit was nogal seer, maar hy sit nog daar, en dis irriterend. So Paulus praat met die Here, en hy sê, ek het hierdie doring in my vlees, nou ons weet, dit was nie noodwendig 'n fisiese doring nie, iets wat hom geplaag, of dit 'n fisiese gebrek was, of wat ook al, of wat, ons weet nie wat dit was nie, of een of ander versoeking wat hy die hele tyd mee gesukkel het, of een of ander sonde wat hy mee gestoei het, maar hy sê vir die Here, asseblief vat hierdie ding by my weg, en dan kom die Here, dan sê hy, nee, want ek ken, die oomblik as hierdie ding by jou vat, gaan jy leef asof jy my nie nodig het nie. As jy swak is, dan is ek sterk. My krag word deur jou swakheid. En ek dink dit voel nie fair nie. Ekskuus, ek moet nie sê ek dink nie dis fair nie. Die Here kan maak wat hy wil, hy's Here. Maar miskien is jy hierdie lam man. Jy het hierdie ding wat jy saam met jou dra. Of miskien is jy een van hierdie persone wat hierdie lam man ronddra. Iemand in jou familie, iemand in jou gesin, iemand wat jy lief het, wat konstant aandag nodig het, of liefde nodig het, of omgee nodig het, of in 'n seisoen van hulle lewe ingaan, waar hulle meer as gereeld jou bel en jou nodig het, of jou naam vergeet. En dalk het jy dit, is dit die seisoen van jou lewe waar jy is. Of dalk is jy die Jesus in die storie. Jy is die hande en voete wat God gebruik om mense gesond te maak. Ek weet nie wie sê in die storie, maar wat ek wel weet, is die kans is baie groot, dat op 'n stadium is jy almal in die storie. Ergens in jou lewe.
Daar's tot 'n paar fariseërs en sadiseërs by die venster wat sê, hoe is hierdie goed moontlik? En vir Jesus wil kruisig, en dalk is jy so nou en dan die een wat kwaad is vir die Here, en by die venster staan en buite staan, en vingers wys, en vra vir die Here, moenie worry nie, hy's groot genoeg, hy kan dit vat. Vra jou vra. Hy het nie vir Job met weerlig doodgeslaan toe Job vra gevra het nie. Maar wie is jy in die storie? Want in elke een van daai rolle het God vir jou 'n werk. Wanneer as jy die een is wat sê, maak gesond, dan sê die Here, bid daaroor, vra my. En wat ook al my antwoord is, aanvaar dit. Party mense gaan ek red vir hierdie lewe, ek gaan hulle gesond maak, maar ander mense gaan ek red uit hierdie lewe. Ek gaan hulle na my toe vat. Al twee is verlossing. Ek weet een van die twee is nie jou eerste keuse. Maar in plaas van om op my te skree, sê die Here, in plaas van om op die dokter te skree, sê die Here, sê wat is fout en vertrou en bid. En laat die persoon wat meer weet as jy, of dit die Here is of iemand se hande wat hy gebruik, laat hulle toe om te doen wat God wil hê moet gebeur, sodat jy dalk kan gesond word. As jy die verlamde persoon is, jy's vir een of ander ding in jou lewe afhanklik van mense, wees fracking dankbaar. Nie ondankbaar nie. As die suster by jou kom na 'n halfuur wat jy die knoppie druk in die hospitaal, wees dankbaar. Daar's 40 mense in die gang. Sy kon jou 2 ure laat wag het. Die persoon wat besig is om dood te gaan is 'n bietjie erger as jy wat se selfoon van die bed afgeval het en jy kan hom nie optel nie en sy moet hom vir jou kom optel. Want jy wil nou met jou kind praat nie. Wees net 'n bietjie geduldig. Wees dankbaar vir die mense wat omgee en daar is vir jou. Jy is nie vir hulle 'n las nie, maar jy hoef nie 'n vark te wees terwyl jy iets by hulle nodig het nie. Dit kan familie wees, dit kan vriende wees. Dit kan iemand in die mediese professie wees, maar wie ook al die Here in jou lewe sit om jou te laat beter voel of om jou bed spreekwoordelik te dra, sien hulle raak. Wees dankbaar. Sê dit vir hulle, soos ons dit vanoggend probeer doen het met 'n stupid klein wit sakkietjie, met 'n paar goedjies in, net om te sê, die Here dink aan jou en die Here is lief vir jou en dankie vir wat jy doen. Sê dit. Koop 'n chocolate. Al daai chocolates wat by jou afgelaai word terwyl jy in die hospitaal lê, jy gaan jou in elk geval vet maak. Gee dit vir die nurse. In 2 uur in die oggend wanneer mense 5 minute lank slaap, kan sy dalk 'n happie vat. Kom ons sê net 'n bietjie dankie. As jy nie die een is wat die bed dra nie, wil ek vra, hoekom nie? Daar's soveel mense om jou met stikkend. Soveel mense om jou met hartseer. Die Here maak my en jou gelyk. Die Here kom in die skepping en hy maak die man en hy maak die vrou en hy sê, dis nie goed dat 'n mens alleen is nie, ek omring die mens met mense wat mekaar gaan nodig hê. Die Here maak ons mekaar se helpers. Ons is daar om mekaar te dra, mekaar regop te hou. Partykeer moet ons skuins teen mekaar staan, anders gaan ons albei omval. Maar partykeer is ons selfsugtig en ons dink die wêreld draai om ons en hoekom dra jy nie iemand se bed nie? Hoekom is jy daai een wat dink die wêreld draai om jou? Kyk 'n bietjie. Want hoe meer in my lewe ek probeer om daar te wees vir ander en probeer omgee vir ander, hoe kleiner en minder word my eie pyn. Word my eie hartseer, word my eie stikkend. Want ek kom agter, ek is nie die enigste een met stikkend nie. Iemand in Dinamo se kleinkind is laas Sondag, na kerk. Die kleintjie op 31 weke, die kind se hart gaan staan. Is dood in die ma se maag. Daai mense het liefde en omgee nodig.
Nie judgment nie. Nie wat het jy gedoen? Het jy jou vitamine gedrink? Het jy genoeg geslaap? Het jy gelê met jou bene in die lug? Ek beloof jou, sy het alles gedoen wat sy kon. Maar ons doen dit. Hou op. Dra die bed. Wees die hande, wees die voete. Wees die een wat die pleister opplak. Selfs al het jy jou eie pleisters nodig. Dis wat God van my en jou verwag. Om in hierdie storie al die karakters te wees wat nice is. Om nie Jesus met klippe te gooi nie, ook nie die dokter nie. Dokters maak foute. Yes, it happens. Hulle is mense. Hulle probeer hulle beste. Maar hulle is nie altyd op hulle beste nie. Net soos jy nie altyd op jou beste is nie, veral as jy siek is. En die Here, hy gee nie om vir jou hoekoms nie, maar hy verdien dit nie. Die grootste gedeelte van die moeilikheid wat ons ervaar in ons lewe, het ons aan onsself gedoen. Die Here kom en hy sê vanoggend vir my en vir jou, met hierdie storie, dat daar kom redding, daar kom genesing, daar kom verlossing op 'n stadium in jou lewe en God sal besluit hoe dit lyk. Maar partykeer is jy die een in die bed en partykeer is jy een wat die bed moet dra, partykeer is jy die een in die skare wat die Here moet vra, asseblief Here genees as dit U wil is. Partykeer is jy die een wat Jesus se hande en voete moet wees. Wat moet help om gesond te maak, as jy die pa of die ma wat die pleistertjie moet plak en die knie moet soen. Ons is al daai goed. Hoe sê ons is almal en ons is niemand. En die Here kom en hy sê, in elkeen van daai situasies verwag ek van jou om my lig te skyn, om my kind te wees. As jy hulp nodig het, moenie te trots wees om te vra nie. As jy hulp gee, moenie iets terug verwag nie. As jy vra vir hulp, doen dit eers teenoor God en dan teenoor die persoon, en as iemand jou help, wees dankbaar. Al daai die Here kom en hy sê, in elkeen van daai situasies is daar 'n les te leer, en wanneer jy in hom is, tree op soos God van jou verwag. En as jy die dokter is, met al die kennis op aarde oor 'n spesifieke ding, onthou, ons mense ken nie die verskil tussen 'n uroloog en 'n onkoloog nie. Vertel vir my met prentjies. En as ek met daai mediese het jy al in 'n dokter se spreekkamer ingestap en dan hulle daai lyf het so gesny is, dan al die goed is so los. Dan vat jy aan die long, dan kom hy uit en dan vat jy aan die, en dan vat jy iets en dan sit so pick-up sticks. Jy vat aan 'n ding, dan val daai hele ding in mekaar. Skrik jy dood en voor die dokter inkom wie hierdie ding probeer bou en jy het nie medies geswat nie en jy het biologie gepluk op skool en nou weet jy nie wat gaan waar nie en op die ou einde kom jy agter maar jy vat aan 'n paar goed wat 'n bietjie privaat is en het jy al daai gevoel gehad. It's baie embarrassing. Dit vir jou oplossing is dit gebeur. Ruk 'n laai oop en gooi in. Sal. Ruk 'n laai oop en gooi dit daarin. En wat ook al in daai laai is, moenie daaroor praat nie. As die dokter se laai is nie joune nie, moes hom nie oop geruk het nie. Die Here kom vanoggend en hy sê, met 'n storie in die Bybel, kom sê hy vir jou, ek het jou lief. Ek sorg vir jou. Ek dra die bed. Ek bid vir jou. Ek wil jou genees. Ek wil jou red. Maar soms sit ek jou in daai rolle om my hande en my voete te wees. Om op te tree soos ek sou. Selfs Jesus moes op stadiums hulp vra. Ons dink dit nie. Ons dink hy is die seun van God en hy het nooit hulp nodig gehad nie. Hy kon nie sy doek omruil nie. Hy kon op 'n stadium nie homself aantrek nie. Selfs Jesus moes vir sy ma sê, sien my knie beter. Hy het nie soos in Star Trek gesny en dan groei dit terug nie. Hy het gebloei aan die kruis. Sy sweet moes ook afgevee word. So Jesus verstaan jou sweet, hy verstaan jou bloei. Hy verstaan jou stikkend, hy verstaan jou hartseer. En hy kom sê vanoggend vir my en vir jou, wees my hande, wees my voete. En wanneer iemand dit vir jou is, wees dankbaar.
en bid vir hulle. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U so 'n amazingly praktiese God is. Dankie Here vir U woord met stories in wat geskryf is, sodat selfs die kleinste kindjie dit kan verstaan, Here. Vanoggend wil ons vir U kom dankie sê vir die kere wat ons in die bed gelê het en U ons opgehelp het. Ons wil dankie sê, Here, vir die wat U gebruik het om dit te doen. Here, vanoggend wil ons vir die kom bid wat in die bed lê, spreekwoordelik, wat siek is. Wat doen selfs die wat die dood in die oë kyk. En die wat om hulle is en hartseer is en huil daaroor en antisipeer hoe hulle hierdie persoon gaan mis. Here, ons wil jammer sê vir die kere wat ons ongeduldig is en teenoor U of teenoor mediese personeel of teenoor vriende of familie wat probeer omgee. Here, ons wil kom sê sorry vir die kere wat ons maak asof die wêreld om ons draai wanneer ons siek is en die kombers is nie sag genoeg nie. Of die aircon se remote is te ver. Here, vergewe ons ongeduld. Here, kom help ons om U lig te skyn in donker plekke, hartseer plekke, seer plekke, siek plekke. Here, as ons net die kennis het om 'n pleister te plak, laat ons dit doen, maar as ons die kennis het om 'n operasie te doen, mag ons dit doen. As al kennis wat ons het is om te sê, Here, help, mag ons dit doen. En Here, as ons in 'n situasie is waar U ons nederig maak, en ons moet sê, help asseblief, mag ons trots sluk en sê, help asseblief. So in hierdie oomblikke, kom ons Here, en ons sluk ons trots, en ons sê, ons het U nodig, Here. Vir eksamens wat voorlê in die laaste kwartaal van skool, vir die eksamens van die lewe wat die groot mense elke dag moet skryf, van wat moet ek koop en wat moet ek los sodat my budget klop, wat moet ek ja sê voor in my besigheid en wat moet ek nee sê in my besigheid, my lewe, my huwelik, wanneer moet ek vir my kinders ja sê, wanneer moet ek vir my kinders nee sê, hoe bid ek vir my regering, terwyl ek vertroue verloor het in my regering. Here, help ons in al daai situasies. Dankie vir die wonderwerke wat die afgelope week gebeur het in Israel met 'n oorlog wat op 'n manier lyk of dit einde se kant toe staan. Here, U genade in ons lewens is groot. Ons sien dit raak. En nou wil ons vir U daarvoor kom dankie sê. Kom ontvang ons tiendes. Kom ontvang ons offergawes. Ons kom gee dit met dankbaarheid. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes, en ek wil asseblief vra dat as jy 'n besoeker is, jy het jou eie kerk, jy het jou eie plek van aanbidding, jou tiende en jou offergawes hoort daar. Die God vir wie siekte geen probleem is nie, hartseer, selfs die dood nie 'n probleem is nie. Dis die God wat selfs daar is as Eskom se krag drop en die ligte afgaan. Die God wat daar is as dan nie water in die kraan is nie en jy het die voorreg om te bad in die swembad. Daai God kom sê vir jou, ek wil vir jou 'n God wees, 'n Vader. En ek wil hê jy moet my kind wees. En as jy kies om my kind te wees, dan sê ek as jou Vader, hierdie belofte spreek God oor jou lewe. Ek, die Here, sal vir jou goed wees, al gebruik ek soms 'n dokter, of 'n nurse, of 'n tannie by die apteek, om my goed wees vir jou te gee, en vir jou te sorg. Ek sien jou raak in jou hartseer en jou pyn. Ek sien jou raak as jy in die hospitaal die knoppie druk, en die nurse vat 'n bietjie lank. Ek sien jou raak, sê die Here, en ek gee jou my liefde, in gesondheid en in siekte. Ek sal jou goedgesind wees, sê die Here, selfs al voel dit nie altyd so nie, en lyk dit nie altyd so nie. En ek gee vir jou voorspoed, groter as hierdie wêreld, 'n voorspoed wat ewig hou, 'n gesondheid wat in ewigheid gewaarborg is, wanneer jy by my sal wees. So verbind ek my aan jou, sê die Here, want jy is my kind, en ek sal jou seën. Amen.